Nou vriende, goeiemôre. Ons is so dankbaar dat die Here vir ons deur hierdie week gedra het. Dit was ook 'n uitdagende week, maar ons eer die Here dat sy genade vir ons genoeg was, dat sy krag ook in ons swakheid volbring is. Vanmôre dan die laaste dag van hierdie week en ons sien uit na 'n naweek, maar ook die laaste boodskap hier uit 1 Samuel 3. En ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor 4 kosbare waarhede wat ons uit hierdie 1 Samuel 3 gedeelte geleer het. Nou ek wil net vir u net vinnig weer sê dat die tyd waarin Samuel homself bevind het, was soortgelyk aan ons tyd, 'n tyd van afval, 'n tyd van boosheid, nie net in die wêreld nie, maar ook in die kerk van die Here. Eli as hoofpriester en sy 2 seuns was afvallig, die volk was afvallig en die Here roep hierdie man Samuel. En ek vir u gesê, vriende, dit help nie ons begeer heeltyd om uit ons omstandighede weggeneem te word nie. Ons moet skynende ligte vir die Here wees, of die kerk nou afvallig is, of die wêreld nou afvallig is, of boosheid heers, ons is geroep om lig vir hierdie wêreld te wees en sout vir hierdie aarde. En ag, is wonderlik om te sien hoe Samuel dan ook die pad met die Here gestap het, 'n betroubare getuie vir die Here, bruikbaar in sy hand en ook 'n instrument waar die Here die volk dan gerig en gelei het. Nou as ons kyk na so 4 kosbare waarhede om hierdie boek op te som, dan sien ons in die eerste plek, vriende, God se soewereine roeping. In die eerste plek sien ons in hierdie boek, dit staan so 'n paal bo water uit, dat God het vir Samuel geroep. God roep elke mens tot bekering en God is die een wat deur sy woord ons bly oproep tot 'n lewe van toewyding, diensbaarheid en heiligheid voor hom. So die eerste gedagte is God se soewereine roeping staan uit. Hy is die man wat vir Samuel geroep het, hy is die man wat vir Samuel in stand gehou het en hy is deurgangs die een wat vir Samuel uit die woord geonderrig het. Baie belangrik, alhoewel Samuel 'n jong en onervare man was, het die Here sy doel bereik deur hierdie instrument wat hy gebruik het. Wonderlik om dit te sien. 'n Tweede waarheid wat baie duidelik uitstaan is die gesag van die woord. Vriende, die krisis in die kerk is altyd 'n skaarsheid van die woord van die Here. Waar ons terugkeer na die woord van God, daar begin herlewing. En dit is presies dieselfde gewees in die tyd van Samuel. Toe die volk terugkeer na die woord van die Here, toe is daar seën, toe is daar troos, toe is daar hoop. Toe is daar weer nuwe lewe onder die mense. Maar toe hulle wegbeweeg van die woord van God, toe is daar chaos, wanorde, daar is onmin, daar is stoos, daar is stryd, daar is oordeel. Daarom wil ek u vra dat ons as weergeborenes, dat ons getrou sal bly aan die woord. My en jou opinie, vriende, beteken eintlik maar net niks nie. Ek het geen opinie wat ek Sondag van die kant sal lewer nie. En daarom pleit ek by u dat ons sal begin bid vir die kerk in Suid-Afrika. Vir die boosheid wat op ons kweekskole aan die gang is. Die valse leringe waarmee die studente gebombardeer word. Die prediking wat grens aan godslastering. Predikante wat op kansel staan wat dan nie hoort nie. Vrouens wat in diens van die Here staan op kansels terwyl die ampt vir die man gereserveer is. Al hierdie boosheid is besig om die gesag van die woord te ondermyn. Daarom gaan dit in die kerk in Suid-Afrika soos dit gaan. My opdrag is dat ons die woord van God hoog sal ag. En in krisistye, vriende, is die woord van die Here die lig vir ons pad, wat sal skyn in hierdie donker plek, tot die groot en weerligte dag van die Here sal opgaan. My opinie is nie gelykstaande aan die woord nie. God se woord is God se woord, en as ons bely ons behoort aan hom, is dit ons gesag waarmee ons die dag tegemoet gaan en waarmee ons met ander mense praat. Die volgende waarheid wat vir my uitgestaan het, is toewyding en gehoorsaamheid. Vriende, toewyding en gehoorsaamheid. U sien die regte houding teenoor die Here, sien ons in die lewe van Samuel. Toe die Here met hom praat, toe sê hy, Here, u diensknegt of u dienaar luister. Eli sê, ag, laat die Here doen wat hy wil, hy is tog die Here, laat hy maar doen wat hy wil. Samuel se gesindheid is, Here, praat dat ek kan hoor. Is dit jou en my gesindheid as ons in die môre ons Bybel oopmaak en lees? Here, praat vanmôre met my, dat ek kan hoor. Here, kommunikeer u woord aan my, sodat ek ook versterk en bemoedig en bekragtig kan word. Here, spreek met my uit u woord, want ek is u knegt, en as daar sonde by my te bespeer is, Here, help my, wys dit vir my uit, dat ek dit kan bely en laat staan, dat ek barmhartigheid kan vind. Dawid bid in Psalm 139, hy sê, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en wys of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. 'n Dienskneggesindheid is altyd 'n gesindheid wat God sal seën,
want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Wonderlik om te sien dat die regte houding teenoor God is. Praat Here, want u dienaar luister. Luister na die woord, gehoorsaam die woord, verkondig die woord, leef die woord uit, pas dit toe in jou lewe, memoriseer dit, bære dit in jou hart, dat jy teenoor God nie sal sondig nie. En dan vriende, die laaste waarheid wat uitstaan, is God se heiligheid. Jesaja 6 sien ons vir Jesaja wat die Here sien op sy hoë en verhewe troon. En die engele en seras wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Die enigste keer dat ons dit kry in die Bybel, waar die driemaal heilige God dan ook besing word as heilig, heilig, heilig is die Here. Dit wys ons dat God absoluut, vriende, afgesonder is. Hy is sondeloos en hy haat sonde. Daarom het die heilige God mens kom word om 'n heilige lewe te leef om vir sondaars te sterwe. Maar ons sien dat as God se heiligheid geminag word, dan straf God sonde. Hy straf mense selfs, vriende, wanneer hy oordeel bring oor 'n volk, wanneer hy oordeel bring deur sy grimmigheid en sy toorn wat hy uitstort op 'n land en op sy mense. Vir God se kinders is daar die tug van die Here, gaan lees Hebreërs 12. Hierdie tug wat op verskeie maniere en verskillende maniere na ons kant toe kom. En daarom moet ons vanmôre sien ons met 'n heilige God te doen. Ons het nie met 'n lamsak te doen nie. Ons het nie met iemand te doen wat deur ons rondgeskuif kan word en gemanipuleer kan word nie. Hy is nie die God wat in die Pinksterkerke gedemand word dat hy A, B en C moet doen nie. Hy is die heilige voor wie ons moet buig. Vriende, ons sien hier die heilige God is getrou aan sy verbond. Hy het sy volk Israel nog steeds kom besoek. Die lamp het nie dood gegaan nie, want hy is die verbondsgod wat hier die hele verhouding met die volk Israel geïnisieer het. Maar hy straf ook sonde, veral by leiers wat sy heiligheid verontagsaam. Toe ek hierdie gedeelte gelees en bestudeer het, het ek self uitgeroep, o God, wees my genadig. Ons besef nie aldag met wie ons te doen het nie. As leier, as geroepene van die Here, o God, wees my genadig. En help my om 'n leier te wees wat u welbehaaglik is, sodat ek u kudde kan lei na waters waar rus is, dat hulle u kan leer lief hê as die heilige van Israel. Vriende, mag die Here ons genade gee. Mag hierdie 1 Samuel 3 op die tafels van ons harte geskryf word. En mag ons die Here dien in vrees en bewering, maar ook met dankbaarheid en blydskap, omdat hierdie God, die God is wat genadig en barmhartig is. 'n Wonderlike God wat deur sy gees in ons harte woon, deur sy woord en sy waarheid ons lei op die weg van geregtigheid, en wat vir ons sê, dat ons veilig in sy heerlikheid sal inbring. Baie mooi naweek vir u, ons sien mekaar Sondag as die Here ons spaar. Groete vir u en seën. Tada.